Ons is in Efesiërs hoofstuk 6 en ons is vandag by die helm van verlossing, ons maak goeie vordering. Ons het bietjie al gepraat oor die feit dat ons moet vasstaan in dit wat Christus Jesus alreeds gedoen het. Hoe gaan dit met julle? Staan julle vas in dit wat Jesus alreeds gedoen het? Want jy sal onthou, as jy verloor in die geestelike wêreld, verloor jy in die fisiese wêreld, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose in die lig. So as jy meer vreugde en meer oorwinning in jou lewe wil hê, moet jy die geveg in die geestelike stryd wen. En met ander woorde, jou fokus en my fokus moet op die regte plek wees. Ons moenie ons aandag laat aftrek deur die goed in die fisiese wêreld en die dinge wat hier rondom ons aangaan nie. Dis simptome, maar die probleem is die geestelike stryd. En vandag kom Paulus en hy sê vir ons en hy gee vir ons een van die goed wat vir ons sal help om hierdie oorwinning te behaal. En dit is iets wat ons op ons kop dra. Vers 17 sê, en neem aan die helm van verlossing. Die helm van verlossing. Nou, julle sal nou weet, iets soos 'n helm is 'n belangrike ding. 'n motorfiets, byvoorbeeld die motorfietsry is dit belangrik. Jare terug toe ek op hoërskool was, gaan ons vir 'n kuier na 'n plaas toe. Ons en 'n paar vriende. En aan die plaas ontdek ons toe een van die, ek noem dit 'n apteek motorfiets. Jy weet, dit is een van die motorfietsse waarmee jy jou pille by die huis aflaai. En jy weet, ons is jong laities, as ons 'n motorbike kry, wil ons hom ry. En kort voor lank is ons op daai motorfiets, ons het hom aan die gang, nou jaag ons daar op die plaas, in die veld, daar is nie paaie nie, ons jaag somme. En jy weet, ek is 'n baie slim jong man gewees vir my ouderdom, 17 jaar oud, en 'n ander ouetjie kom by die plaas aan, en hy het een van hierdie ou City Golfs gery, weet nie of julle hulle onthou nie. En ons besluit, dit sal 'n slim en 'n goeie idee wees, as ons dice. As ons nou 'n bietjie kyk, wie is die vinnigste, ek op die bike, of hy op die City Golf daar in die veld, nie in die pad nie, daar in die veld. En ek onthou ons het gejaag, ek op die apteek motorfiets en hy in sy golfie, en ek onthou 'n stofwolk voor my, en toe ek weer wakker word, toe lê ek in 'n huis. En tussen daai stofwolk, met die donker ding wat toe nou 'n rots was, tussen dit en ek wat my oë oopmaak, was meer as 'n uur gewees. Wat ek tot vandag toe niks kan onthou nie. Valhelm is 'n belangrike ding. As ek 'n helm het opgehad het, sou ek dalk nie so seer gekry nie. Die Here het my bewaar, ek kon dood gewees het. Ek kon iets, dit verduidelik dalk 'n paar goed van my, né? Ja. Maar dis hoekom ons koppe beskerm. Want sulke goed kan met ons gebeur. As jou brein beseer is, affekteer dit jou hele lyf. Iemand wat 'n breinbesering gekry het, wat sy brein seer gekry het, sukkel met allerlei ander funksies. En daarom is die kop belangrik en ons brein belangrik. Wat ons dink is belangrik. En net soos jou brein jou liggaam beheer, beïnvloed dit die manier waarop ek en jy dink. Dit beïnvloed die manier waarop ons redeneer, waarop ons fokus op die lewe. Die Bybel sê ons, jy is wat jy dink, en dis die waarheid. Wat jy dink, dis hoe jy leef, dis wat jy glo, dis wat jy is. Met ander woorde, as jy wil hê jou lewe moet verander, weet jou optrede moet verander, moet jy eers jou gedagtes verander. En ons weet dit, né? Jy moet jou gedagtes eers te verander. Ek sien baie mense wat probeer om gedrag te verander. Primêr, dis die taak wat hulle probeer verander, maar in plaas van om daarop te fokus, probeer ek hulle leer, ons wil dit verander, sleg, maar waar kom dit vandaan? Kom ons kyk bietjie, wat gaan in jou gedagte wêreld aan? Waaroor dink jy? Wat glo jy? Jy moet eers hierdie helm, hierdie beskerming dra, want daar is 'n aanval op jou denke, op jou gedagtes. Julle weet dit, né? Julle ervaar dit soos ek. Daar's 'n aanval op jou denke, op jou gedagtes. Wanneer jy in 'n oorlog is, as jy nou as hierdie nou 'n regte oorlogssituasie is, waarvoor skiet jy? Jy probeer die hart of die brein kry, né?
want dis die sleutelorgane. As iemand so 'n kopwond het of as hy 'n skoot deur die hart weg het, dan kan hy nie meer veg nie. En ek dink ons moet besef dat die bose weet waarom aan te val. So hoe diagnoseer jy hierdie probleem? Ek dink hoe meer jy sukkel met verkeerde optrede en dom besluite, hoe meer weet jy sukkel met jou gedagtes. Hoe meer weet jy, daar's 'n probleem in my gedagtes. En partykeer, weet ons is slim ons mense, maar partykeer kan ons nie daai twee dots connect nie. So as my gedrag aanhou verkeerd is, as my gedrag nie wil verander nie, as ek aanhou sukkel met dit, dan beteken dit iets is fout met die manier wat ek dink, of dit wat ek glo is nie reg nie. As jou lewe buite beheer is jou gedagtes buite beheer. Dis die rule of thumb. As jou lewe buite beheer is jou gedagtes buite beheer. En daar's 'n rede hoekom God se woord vir ons so waardevol is, nê? En ons het geleer oor die gordel van waarheid heel eerste. Julle onthou ek het gesê hoe belangrik daai waarheid gaan wees. En dat al die ander goed wat volg gebaseer is en gebou is rondom die waarheid. Want God weet wat aangaan. Hy het die game ontwerp. Hy is die skepper. Hy het ons gemaak. Hy weet hoe jou gedagtes werk. Hy weet hoe my gedagtes werk. Hy is die onderhouer van alles. Hy weet wat ek en jy nodig is. Hy weet wat goed is vir my en jou. En daarom moet ons vir die Here luister en daarom het ons sy waarheid nodig. Jy weet, Laurens vertel my so ruk terug van rekenaars. Kyk, ek weet niks van hierdie codes en jy weet, daai geskeefloop, ek weet nie eens, ek kan nie eens dink hoe, dit maak nie vir my sin nie. Nou sê Laurens vir my, daar was 'n fout gewees in die program, en toe hy nou daar in die coding, in die kode taal, het hy corrupt coding, ek weet nie wat is die Afrikaans van dit nie, slegte baddie kodes gekry, en daai kodes was saam met die ander kode daar gewees, maar dit was die slegte kodes. En dit het veroorsaak dat die program nie werk nie. Nou ek mag dalk nou die ding bietjie verkeerd opsom. Laurens sal as julle na die tyd met hom praat vir julle presies sê wat gebeur het, maar dit is hoe ek dit ervaar het. Kodes wat korrupt geraak het en nou kan die hele program werk. En ons moet ook net onthou dat alles kan oukei wees, maar as daar net 'n paar corrupt files in ons kop is, dan sukkel ons. Dan kan ons ook nie lekker werk nie. En ons moet ons brein en ons gedagtes reg programmeer. Die enigste manier hoe jy konstant jou optrede kan verander is om konstant jou gedagtes te verander. Dis nie 'n eenmalige ding en dan is jy set for life nie. Nee, dis 'n ding wat jy die heeltyd jou gedagtes verander. En ons weet dit, ons kan oor Kolossense en ander gedeeltes praat wat jou gedagtes moet vernuwe word, om die dinge na bo te dink, ensovoorts. Maar terwyl hierdie bose jou gedagtes aanval, sê die Here, sit die helm op en luister vir my. Sit die helm op en luister vir my. Net die verkeerde manier van dink lei tot 'n verkeerde manier van optrede, nê? Baie mense het ek al gehoor wat sê, ag man, jy weet, hulle het slegte optrede, sê hulle, ag man, jy weet, dis maar hoe die Here my gemaak het. Dis maar hoe die Here my gemaak het. Ek het maar 'n kortie meer. Nee, die Here het jou nie so gemaak nie. Daai sonde, daai kwaad word vir alles die heeltyd. Dis nie wat God wil hê nie. Die Bybel sê nee, wees geduldig. So moenie God blameer vir hoe hy jou gemaak het nie. Of my gunsteling, dis my persoonlikheid. So jy moet dit maar nou net aanvaar. Dis wat ek is. Jy moet sommer nou al weet dis hoe ek is. Dis my persoonlikheid. Regtig? Ek dink nie so nie. Ek dink gedrag wat nie Bybels is nie, wat nie getuig van liefde nie, dui op 'n verkeerde manier van dink. Nou, ons ontwikkel partykeer 'n verkeerde manier van dink, nê? Ons het verkeerde denkpatrone. En jy raak byvoorbeeld gewoond aan om negatief te wees. Het jy agterkom partykeer as jy gaan in 'n seisoen waar jy net negatief is oor alles. En hoe meer jy negatief is, hoe meer negatief is jy. En naderhand is dit amper wat jy is. Jy het jouself geprogrammeer om negatief te wees. En nou is jy negatief oor alles. En as jy nie besef
dat jy verkeerde denkpatrone nie, dan bly jy in daai groef. En dit is moeilik om daar uit te kom. Ek dink wat ons moet breek is hierdie patroon van anders dink. Ons moet reg dink op grond van God se woord. Dis hoe ons moet dink. Onthou hierdie dink gedagtes, dit gaan nie oor hoe slim jy is nie. Dit gaan nie oor hoeveel grade jy het nie, prys die Here. Dit gaan nie oor hoe vinnig jy op jou voete kan dink nie. Dit gaan oor die Bybel, dit gaan oor God, dit gaan oor sy woord wat hy vir ons gegee het. En bedink hierdie dinge. Maar die vyand wil my en jou oortuig dat dit wat ons voel en dit wat ons dink belangrik is en eg is. Hy probeer sy bes om ons te oortuig, dis okay. Maar dit is nie, want die Here sê nee, ek wil hê met my vertrou wat ek sê, wat ek dink, nie wat jy dink. So dink gou 'n bietjie vanoggend. Het jy dalk denkpatrone ontwikkel wat nie gesond is nie? Waar jy moet uitkom? Is daar ook 'n verkeerde manier van dink dat jy beland elke keer in dieselfde gat, Dan is dalk vanoggend die tyd om net te sê, Here, help my om my gedagtes te orden. Neem beheer, gee vir my genade. Ek gaan hierdie werk. En kan ek jou net 'n tip gee? Ek het julle al hierdie geleer, maar ek gaan altyd vir julle sê, skryf dit neer op pen en papier. Vat 'n pen en papier en skryf dit neer. Want as jy dit neerskryf op pen en papier, dan word dit real. Dan is dit nie meer net iets hierbo nie. Dit word eg en jy kan iets wat jy sien aanvat. Dit is moeilik om iets aan te vat wat in jou kop is. Maar as jy dit op pen en papier of vir julle jong ouens seker op julle selfone, dis seker okay. Ons ouer mense vat maar pen en papier. Ek hou nog van die gevoel. Maar solank jy dit kan sien, dan kan jy dit tackle. So wat presies is hierdie helm van verlossing? Amper sê ek helmet van verlossing, maar dit sal seker nie verkeerd wees nie. Hy beskryf hierdie helm en hy sê dis verlossing, nê? Nou onthou net, hy praat hier met mense wat klaar Christene is. Hy praat hier met mense wat navolgers van Jesus is. En hy sê vir hulle, julle met die helm van verlossing op hê. Met ander woorde, hierdie is nie 'n redding. Hy praat nie van verlossing in die terme van redding nie, van weergeboorte nie. Dit is belangrik dat ons dit sien. Want hy sê vir die wat verlos is, dink soos iemand wat verlos is. Dis wat hy sê. Jy is verlos. Dink soos iemand wat verlos is. Jy is verlos, vrygemaak. Nie net verlos van die hel wat kom nie, maar ook verlos van die hel op aarde. En ek weet, ons het nie eintlik die hel op aarde nie, die hel is in 'n klas van sy eie. Al voel dit vir jou partykeer, al sê ons partykeer, weet dis hel op aarde. Dit wat ons op die aarde ervaar, kan nie eens naaste by vergelyk word vir dit wat in die hel wag nie. Maar partykeer voel dit so en ons dink so. Hierdie verlossing is ook vir nou, nie net vir eendag nie. Ons is nou verlos, ons is nie eendag word ons verlos nie, ons is al reeds verlos. Baie mense sukkel met verslawing, baie mense is moeg en moedeloos. Ek was vanoggend vroeg hospitaal toe gewees, saam met, my ma was nie lekker nie, sy's okay. En, jy weet, as jy daar in die ongeval is 4 uur die oggend, mense is nogal moeg en moedeloos. En ek het net weer besef, hoe mense hoop nodig het. En nie net eendag nie, nou, hulle het nou hoop nodig. En hier is ons, en ons het die hoop. En ek kan die helm van verlossing aan hê. Ek wil graag Efesiërs 2, 'n paar versies vir julle lees. Daarvan vers 8 af. Hy sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep
om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Sien jy hierdie mooi beeld van genade, né? En baie mense as jy met hulle praat, dan praat hulle oor man, werk is belangrik. Ek gaan net harder werk, ek gaan net meer Bybel lees en dan gaan die Here hierdie sonde van my sommer net, jy weet, vergeet van. En as ek genoeg kerk toe kom, jy weet, as ek elke Sondag in die kerk is, jy weet, miskien is ek elke Sondag in die kerk vandat ons met dienste begin het met COVID, met die masker. So ek verdien eintlik 'n pluimpie. Ek dink die Here sal verstaan as ek hom nie dien nie. Nee, wat nodig is vir my en jou om te besef, dis nie die werke wat ons red nie, dis die genade. Dis die genade wat ons red. Deur die geloof. Geloof is my positiewe reaksie teenoor wat God alreeds gedoen het. Dis wat geloof is. My positiewe reaksie teenoor dit wat Jesus alreeds gedoen het, wat God alreeds gedoen het. En die werke wat volg is my reaksie op geloof of as gevolg van my geloof. Waarvoor het God jou gered? As jy 'n Christen is vandag, waarvoor het die Here jou gered? Vir die hemel? Ja, okay. Dis vir die hemel. Is dit net vir die hemel? Nee, wat sê hierdie gedeelte? Hoekom het hy ons gered? Hy het ons geskep om, daai woordjie om, kan jy omkring in jou Bybel. Om wat te doen? 'n lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. God het my en jou gemaak om 'n goeie dade. Nou hierdie goeie dade is nie, help die ou tannie net oor die pad nie. Dis grand en dis oulik en ek's daar vir julle as julle oor die pad wil loop. Maar dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat van 'n lewe wat reg dink en daarom reg lewe. In geloof in Christus. Vasgehou aan die genade van God. Ons moet ons verlossing reg verstaan sodat ons reg kan dink. En as jy reg dink, sal jou werke wys dat jy glo wat God sê oor genade. Dis belangrik. Dat jy glo wat God sê oor genade. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar as jy dit nie weet nie, wil ek dit net vandag vir jou sê. Jy hoef nie te probeer om God te kry om van jou te hou nie. Jy hoef dit nie te probeer doen nie. Jy hoef nie God se guns te verdien nie. Jy hoef nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Want werke word gedryf deur geloof en liefde. En nie 'n poging om God se guns te wen nie. Anders is dit nie genade nie. En ek weet, dit klink simpel, maar dit is 'n bevrydende gedagte. Dat ek en jy hoef God nie te beïndruk nie. Want dit voel partykeer of ons moet. En ek sê nie ons moet God tevrede stel, dis iets anders. Maar ons hoef hom nie te beïndruk nie, want ons kan nie, ons is sondig. As jy onthou hoe vuil jou sonde is en my sonde is, dan kan jy sommer nou al weet, jy gaan God nooit beïndruk nie. Dis net op grond van Jesus en God se genade dat hy beïndruk is. Hy's beïndruk met Jesus en niks anderste nie. Moenie dink hy's beïndruk met my en jou nie. Nee. En dis nie sleg nie, dis halleluja. Want nou hoef ek nie rond te hardloop soos 'n hoender sonder 'n kop nie. Ek en my gedagtes fokus op dit. Ek is verlos. Daarom weet ek, wat ook al met my gebeur is okay. Jy sien, het julle al hierdie flieks gekyk, waar mense, jy weet, teen die maffia moet getuig, en dan gaan hulle in witness protection in. Julle al so 'n movie gekyk? Nou, hoe hierdie witness protection werk, hulle gee vir jou 'n nuwe naam, hulle vat jou na 'n ander plek toe, waar jy nog nie gebly het nie, hulle gee vir jou ander werk, jy mag nie jou familie ooit weer sien nie, want onthou daai maffia ouens wil jou kom doodmaak, hulle soek jou, hulle wil jou kry, en witness protection, kom sit jou op 'n ander plek, hulle gee jou hierdie nuwe identiteit, sodat jy veilig kan wees. 'n Nuwe bestaan. En jy kan nie jou familie kontak nie, want as jy hulle kontak, gewoonlik in die flieks, is die irriterendste ding, jy weet al, daai niggie gaan haar boetie bel, of haar man bel, of die ou hy bel iemand,
altyd in flieks, ek weet nie hoekom nie. En dan kry die skelms hulle en dan is daar geskietery en hulle wen. Maar hulle moet gewoond raak aan hierdie nuwe lewe. En ek wil amper vandag vir jou sê, dis amper wat God vir ons kom doen met die helm van verlossing. Hy gee ons 'n nuwe identiteit. Hy kom maak ons nuut. Jy kry 'n hele nuwe hart. En hy kom beskerm ons. Maar ek en jy moet in 'n nuwe lewe lewe. Ons kan nie aanhou teruggaan na daai ou manier van dink en daai ou manier van doen toe nie. Want sodra ons dit doen, maak ons vulnerable vir die aanvalle van die bose. En so ons denke moet vernuwe word, dit kan nie dieselfde bly nie. Dit kan nie dieselfde wees as voor ek Christus gedien het nie. As jou denke nog steeds dieselfde is van voor jy Jesus gedien het, dan is jy nie 'n Christen nie. Want Christus kom maak dit nuut. Wat God vandag vir jou wil kom wys is, iemand agter jou aan, die bose, hy het jou in hierdie nuwe program gesit, en hierdie program noem hy die verlossingsprogram. Is dit nie wonderlik nie? En die flieks kyk die US Marshals na hierdie mense, maar hulle doen nooit 'n goeie job nie. Ons het God die Heilige Gees, wat in ons woon, en God wat na ons kyk. Daar's nie 'n beter plek om te wees nie. So wat is die gevolg van hierdie helm? Romeine 5. Blaai gou daar na Romeine 5 toe. Ons gaan net so 'n paar versies lees, daarvan vers 6 af. Toe ons nog magteloos was, sien jy hoe ons was? Sien jy hoe jy was? Het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die goddelose gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nee, dis die verlossingsplan van God, wat hy voor die grondlegging van die aarde al vasgemaak het. Vers 9, in die ou vertaling sê vir my mooi, veel meer dan, onderstreep dit, sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. So in ander woorde, veel meer dan, as wat Christus gedoen het toe hy ons gered het, is hy help ons om gered te lewe, om verlos te lewe. Veel meer dan. Hy gaan aan in vers 10, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer, luister weer daai woord, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. So jy sien net verlossing eendag nie, dis verlossing nou. En dis verlossing van God se toorn nou. Wie van julle was hierdie week kwaad vir iemand gewees? Ja, jy's 'n paar, nee, julle raak al beter met die sondebelydenis, grand. Meeste van ons was kwaad vir iemand gewees. Hoe is jy as jy toornig is? Is jy 'n nice mens? Meeste van ons is nie nice as ons kwaad is nie. Party van julle is mean as julle kwaad is. Party van julle sê lelike goed as julle kwaad is. Maar jy's net 'n mens, wat kan jy doen? Dink nou, hoe lyk dit as 'n almagtige, unstoppable God kwaad is? Nou, God is nie net hierdie prentjie van Jesus wat tussen die skapies staan en die skapies se kop vryf nie. Hy is die regverdige, waaragtige God, wat heilig is. Dis die God wat ons dien, en as daar sonde is hy kwaad. En hy kom vir jou, as daar sonde is. Maar nou, deur Jesus, is die toorn afgeweer. Jesus het God se toorn op hom geneem. Al God se woede, woef, van my en jou, woef op Jesus. En hy dra al daai woede van God op hom. En so nou kan ek en jy as verlostes lewe.
Nie meer gebind deur die verlede nie. Ek hoor baie mense sê vir my, ja, maar jy weet, ja, ek is nou 'n Christen, ek dien die Here en hulle is. Maar hulle het nog steeds hierdie verlede. Nog steeds hierdie goed wat jare terug gebeur het. En hulle kan net nie oor dit kom nie en hulle dink God kan nie daaroor kom nie. Hoe kan God my vergewe? En weet my ouma en oupa het hierdie goed gedoen of ek het hierdie goed gedoen. Nee, jy's verlos. As die Here jou gered het, is jy vry, waarlik vry. Nou, daar's niks om oor skuldig te voel oor dit wat jy gedoen het voor jy 'n Christen was nie. Prys die Here, as hy vergewe hy volmaak, nie soos ek en jy nie. So wat is daar in jou verlede wat jy nog aan vashou partykeer? Waar die duiwel jou half terugsleep modder toe. Want dis wat gebeur. Ons is hierdie nuutgewaste, verloste mense, nuwe identiteit. En dan sleep die duiwel ons terug modder toe. En ons is in die modder en ons vergeet so gou waar ons kan wees. Dat Jesus vir ons gesterf het, dat ons nou skoon gewas is. Nie eendag in die hemel nie, nou. Die duiwel wil jou uithaal, hy wil jou op die grond hê. En hy gaan jou vertel, jy's sleg. Hy gaan jou vertel, God is sleg. Hy gaan jou vertel, die Bybel is sleg. Hy gaan vir jou vertel, ander Christene is sleg. Hy wil jou brein besoedel, jou gedagtes besoedel met gemors. Maar daar's hoop. Daar's hoop in die helm van verlossing. Nou, ons kinders, as hulle siek was, jy weet, dan het hulle partykeer wat ons noem yskasmedisyne moes drink. Dis daai antibiotika wat so sleg soos die nag is. Jy weet, daar sit 'n evil ou in 'n laboratorium, dink ek. En hy dink, hoe kan ek ouers se lewens moeilik maak? Ek kan hierdie medisyne so sleg as moontlik maak. Nee, daar is nie. Daar is nie Jenny nie. Ek glo daar's ouens met eerbare intentions. Maar as ons daai slegte medisyne vir die kinders gee, het julle dit al gedoen? Is dit maklik? Dis nie maklik nie, nê? Hy weet al, as hy daai bottel sien, dan weet hy al wat kom, sy lyf is al klaar reg. Ons het toe nou die slim strategie ontdek, ek weet nie of dit jy of ek was, Tashi, om hulle om te koop met sweets. Soos 'n slim idee gevoel. Drink hierdie, kry jy hierdie. En dit werk soos 'n bom. Dit werk soos 'n bom vir 'n ruk. Maar ek dink amper aan die helm van verlossing as so ietsie, nê? Dat die lewe is baie keer suur, die lewe is baie keer sleg. En wat die helm van verlossing kom doen, is kom herinner ons aan die soete redding wat God ons sy kinders gemaak het. En in daai oomblikke wat ons daarin leef, wat ons onthou wat God gedoen het, dan sies daai kind waar hy sweetie suig en hy vergeet heeltemal van hierdie slegte medisyne. Maar dit is so lekker, hierdie soet van die sweet, van daai suur van die medisyne weg. Man, die duiwel is op ons hakke, maar God is groter as hy. Hy het ons verlos. En ek wil jou uitdaag om die verlossing te geniet wat God jou gegee het, as jy sy kind is. Om daarin te marvel, daarin vas te staan, en as die duiwel by jou kom moan en vir jou kom sê hoe sleg jy is, wys hom net na die kruis. Wys hom net na die kruis, en dan onthou jy ook sommer self. Nee, daar's 'n prys vir my betaal, en ek is verlos, ek is vry, ook van my sonde, so terloops. Ek en jy is nie slawe van sonde meer nie. God het vir ons vrygemaak van daai sonde. Doen ons nog sonde? Ja. Word ons versoek om sonde te doen? Ja. Maar ons is nie meer slawe soos 'n hond wat 'n bord kos kry en nie kan keer nie. Ons het nou selfbeheersing, want die vrug van die Gees is selfbeheersing. En die Here kan ons help, hy sal ons help om dit te oorwin. Die helm van verlossing moet jou herinner wie jy is. Wat jou identiteit in Jesus is. Want dis die belangrikste, jou ID-boekie. En nou vanoggend daar by die hospitaal moet ons nou my ma se ID wys om nou bewys sy is wie sy sê sy is. Maar dit is nou net om in Suid-Afrika kan mense nou sien, dit is nou mevrou Derks. Maar dis nie eintlik haar identiteit nie. My ma ken die Here. Sy is 'n dogter van die Allerhoogste. Dis haar identiteit.
Sy is 'n navolger van Jesus. Dis haar identiteit. Sy is 'n prinses van die koninkryk. Dis haar identiteit. Wat's jou identiteit? Dis wat die verlossing bring. As jy 'n navolger van Jesus, is jy 'n kind. Luister mooi, 'n kind van die Allerhoogste. In Johannes 14 sê Jesus, ek gaan nou gaan, maar ek gaan om vir julle plek voor te berei. En daar waar ek gaan, daar's baie plek vir almal. En dan gaan ek kom en dan gaan julle haal. En julle gaan ook weet waar ek is. Nee, hy praat van die familiehuis. Daai groot familiehuis van God. En jy weet, daar's 'n plek vir my en jou as jy kind van God is. Daar's 'n plek vir verlostes. En daar's genoeg blyplek vir almal. Elke kamer het 'n naam op. Dis wie jy is. Jy is deel van God se familie. En ek dink dit maak saak wie jou pa is. Maak saak wie jou pa is. Selfs hier op die aarde partykeer. As jou pa Bill Gates is, dan het jy so 'n kaart, dink ek, en jy swipe hom seker maar net waar jy gaan. As jou pa Lucky Derksen is, het jy nie 'n kaart nie. Maak saak wie jou pa is. As jou pa God is, maak dit saak vir jou. Hoop so. Maar dis die verlossing waarvan God hier praat. Hy het ons deel gemaak van sy familie, ons as sy kinders aangeneem. En ons moet dit reg kry, om ons kop reg te kry. En nie net reg te kry nie, maar luister, reg te hou. Reg te hou, want reg kry is redelik maklik. Ervaar jy dit ook so zoep, jy bid en joep, nou is jy reg. Nou voel jy, ek het dit. Maar as jy die dag by die werk net aankom, dan voel dit of al daai goed so uitmekaar uitval. Of die duiwel kom vertel vir jou, hierdie is moeilik, of daai is onmoontlik, en dit gaan nie werk nie, of dat gaan nie werk nie, of jy's dit, of jy's dat, dan is dit so maklik om te vergeet wie jou pa is. As jy 'n kind van God is, dan weet jy, jou toekoms is altyd beter. Is altyd beter. Al wag, vir Christene altyd iets beter in die toekoms, nê? Want daar is hoop. Ek wil vir julle 'n video wys van my gunsteling, een van my gunsteling, dis seker my gunsteling fliek op jare. En dis een van my gunsteling scenes in die fliek. Hierdie laaitie wat nou voetbal amper soos rugby ouetjie is. Dink hy kan nie oor 'n rugbyveld loop met hierdie ouetjie op sy rug nie en die coach motiveer hom. Ek wil net hê hulle moet 'n bietjie daaraan dink en laat ons vir ons geplei. Dis so 4 minute, so kan julle sien hierso nee. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go the 50. 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. Now get a good tight hold, Jeremy. All right, let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. I bet he does. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not at the 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. I ain't done. Just resting a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock.
That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm about out of strength. Then you negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going, you're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. Burn. And let it burn. Ours are burning. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me yours. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Let's go to the 50. I don't have any more. Look up, Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you Fliek se naam is Facing the Giants. Ek weet van julle het dit al gesien. 'n wonderlike Christen fliek. Ek dink baie keer is ons soos daai ouetjie wat dink ons kan nie. En ek dink die Heilige Gees is in ons en hy wil vir ons sê kom nou, jy kan beter, jy kan dit doen. En baie keer voel ons kan nie. Ek wil vandag net jou herinner deur hierdie preek en afsluit daarmee om vir jou te sê jy's beter as wat jy dink. Want hy wat in jou woon doen dinge ver groter as wat jy ooit kan dink. Glo jy is, glo jy kan, glo waartoe jy gaan. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie woord van vandag, vir die kosbare, heilige waarwoord. Here, dankie vir die helm van verlossing. Die helm van die verlossing van hoop. Wat vir ons nou hoop gee, Here, maar nie net nou nie, maar ook vir die toekoms, Vader. Dat wanneer die bose vir ons vertel dat ons nie aan U behoort nie, wanneer die bose vir ons vertel dat ons nie goed genoeg is nie, Here. Dat ons kan leef in daai verlossing. Here, help ons ook om ons gedagtes so te beheer. En soos mense wat verlos is te dink, Here. Soos mense wat verlos is te lewe, Here. Dat daar iets anders sal wees in die manier hoe ons dink en optree. Vergewe vir ons, Here, dat ons so maklik settle vir tweede beste. Vergewe vir ons, Here, dat ons so maklik partykeer net opgee. En dat ons vergeet dat die God wat die hemel en die aarde gemaak het, ons sy kinders noem. Watter hoop is dit nie, Here? Ek bid vir hulle wat vandag net nodig het om te hoor dat hulle U kind is. Vir hulle wat dalk
voel, Here, U het hulle stief behandel, dat U vir hulle sal herinner dat U liefde vir hulle groot is. En dat in spite van slegte omstandighede, U hulle nog steeds liefhet, Here. En dat die slegste omstandighede nie beteken dat U hulle verlaat het nie, Here. Maar dat dit 'n manier is wat U toelaat om hulle nog nader aan U te trek. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons woon. Dankie vir die genade. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Baie dankie julle. Ons gaan nie afsluit met 'n lied nie. Ons